Nog voor die son gesak het, was Tinkie by die rivier en roep vir Barbara Barber. Gelukkig was sy in die vlakwater besig om kos vir haar kinders uit te sniffel. Barbara, ek was nou net by oupa Uil en hy sê ons het 'n probleem. Jy het seker gehoor dat al die boskinders skool toe gaan by die plat klip en dat oupa Uil vir hulle klein lettertjies van die alfabet leer, né? Maar wat van die waterdiere? Hy wil nie hê hulle moet agterraak nie, sê Tinkie en lyk vreeslik bekommerd. Ag, Tinkie, jy bekommer jouself vir niks nie. Ek was mos 'n onderwyseres in die waterskool in die Groot Rivier toe ek jonger was. En ek het dit nogal al die jare op myself geneem om seker te maak al die waterdiere kan lees, sê Barbara en die borrels kom soms so uit haar mond uit terwyl sy praat. Ag, dis wonderlike nuus, sê Tinkie. Maar kan ek vra, hoe leer jy hulle? Dis nie asof hulle onder die water kan skryf nie. Ja, dit is gewoonlik almal se eerste vraag, Tinkie. En jy's reg. Ons kan nie skryf nie, maar ons kan borrels blaas. Jy sien? Dit is hoe ek die waterdiere die alfabet leer. Ek leer hulle om die letters in borrels te blaas, sê Barbara baie trots op haar onderwysmetode. Dis ongelooflik. Ek sal vroeg môreoggend vir oupa Uil die nuus gee dat hy hom nie verder oor die waterdiere hoef te bekommer nie. Jy moet lekker slaap, Barbara. En daar vlieg Tinkie terug na sy nesie toe met 'n geruste hart. Vroeg die volgende oggend sit die boskinders op die oewer van die rivier en geniet die lopende water en die vissies wat spat en rondspeel. Oupa Uil kom aangevlieg met 'n groot mandjie. Die kinders wonder wat dit kan wees. Goeiemôre, boskinders. Ek het 'n verrassing vir julle vanoggend. Ek en ouma Uil het die hele aand gewonder oor die volgende letter en hoe ek dit vir julle gaan leer. En toe kom ouma Uil met 'n blink plan vorendag. Kan julle raai wat in die mandjie is? Vra oupa Uil en is nuuskierig om die kinders se antwoorde te hoor. Oupa Uil, kan oupa nie net eers vir ons die volgende letter sê nie? Dalk sal dit ons help, sê Dani Donkie en sy lang ore spit soms so regop. Oupa Uil dink so vir 'n paar oomblikke en sê toe: En nou maar goed, Dani, die volgende letter is Q, maar ons sê Kie. Hierdie is nie 'n letter wat ons baie gebruik nie. Die boskinders is baie deurmekaar en niemand het al ooit iets van die letter gehoor nie. Heel voor in die hoekie langs 'n klein bossie maak Koenie Kwartel sy keel skoon en sê met 'n klein stemmetjie: Oupa Uil, ek is nie seker of ek reg is nie, maar my ouma het een keer vir ons 'n quiche gebak. Baie mense noem dit 'n soutert, maar my ouma het vir my geleer dat dit 'n quiche is. Dit begin met 'n kie, né? En my aarde Koenie, jou ouma is voorwaar 'n boba's bakster. Jy's heeltemal reg. Dit is 'n quiche. Ouma Uil het spesiaal vir julle almal gisterand quiche gebak vir ontbyt. Kom, haal nou vir julle elkeen 'n stukkie uit en dan kan ons rustig eet terwyl ons letters oorgaan, sê oupa Uil terwyl hy die quiche begin opsny. Almal het gesmil aan ouma Uil se smaaklike quiche en was opgewonde om hierdie vreemde letter te leer skryf. En nou goed, kinders, ons het tot dusver die eerste 16 letters geleer en julle kan almal al baie mooi skryf en lees. Kan julle dit glo? Julle kan al 16 letters skryf. Ek is baie trots op julle. Nou vir die letter Q. Onthou julle die P van gister? Hierdie Q is net soos die P of die P, maar hy kyk net na die ander kant toe. Hy is omgedraai. Daarom maak ons eers die magie wat die keer soos 'n C lyk. En dan maak ons 'n beentjie af in die middel van die lyntjie, af tot net onder die lyntjie, sê oupa Uil baie tevrede met die kinders se vordering.
Dis lekker maklik, oupa Uil. Ek hou daarvan as ons al die letters geleer het en ons kan hom net na die ander kant toe draai soos die een, sê Charlie Cheetah heel in sy skik. Dis reg, Charlie, en weet jy wat? Die volgende letter is ook in jou naam. Dit is die R-letter. Ons sê R. Onthou julle die N-letter? Nou met die R maak ons net 'n kort beentjie van bo tot onder en dan 'n halwe sirkel wat ons vasmaak bo. Kyk nou mooi. En so teken oupa Uil die letter R of R in die riviersand. Al die boskinders hardloop dadelik terug om te gaan oefen. Tinkie kom aangevlieg en vertel vir oupa Uil die goeie nuus. Oupa Uil, oupa sal so bly wees oor die nuus. Ek het gisterand met Barbara Barber gepraat en sy sê sy was 'n onderwyseres in die waterskool by die groot rivier toe sy jonger was. Sy sê sy leer al jare lank vir die waterdiere hulle letters. Is dit nie wonderlik nie? Oupa Uil sug sommer so 'n groot sug van verligting en voel sommer baie beter oor die bos se toekoms. En nou goed kinders, die volgende letter is die S-letter en ons sê S. Nou hierdie letter lyk net soos die dier met die naam waarmee dit begin. S is vir slang. En om die letter te teken, gaan ons net soos 'n slangetjie maak. Sien nou slangetjie, sal jy vir ons kom wys hoe jy lê, asseblief? Kyk net daar. So maklik soos dit. Sina slang wys vir die res van haar klasmaats hoe hulle 'n S moet teken. Dankie Sina, dit was pragtig. Nou vir ons laaste lettertjie vir vandag se klas. Dit is die T-letter, maar ons sê T. Hierdie letter lyk soos al die apies se stertjie met 'n streepie deur. So ons begin bo en trek die beentjie onder toe en dan maak ons 'n halwe sirkeltjie soos 'n stertjie en dan trek ons net 'n streepie deur die beentjie. Al die kindertjies kyk mooi hoe oupa Uil die laaste letter teken en gaan sit mooi op hulle plekke en oefen. Nou ja, toe klas, dit was dan ons 4 letters vir vandag. K, R, S en T. Ek wil hê julle moet môre mooi by die huis julle letters oefen, hoor? En dan sien ek julle weer oormôre vir die volgende letters. Nadat die boskinders vrolik weggehuppel het na hulle huise toe, het oupa Uil ook teruggevlieg na die groot boom waar sy nes is. Hy was so bly en dankbaar vir die kinders se goeie vordering. Hy en ouma Uil het tot laat die aand gesels oor hoe fliks die boskinders leer en oor hoe hulle haar heerlike kies geniet het. Leer om die klein letters van die alfabet te skryf saam met die boskinders. Stuur 'n boodskap aan die Storiekas op Facebook om die PDF werksboek aan te koop teen R100.